Weet julle wat kort ons land? Wat kort die liggaam van Christus, of in aanhalingsteken die kerk? 2 weke terug sê hy vir my dit. Ons kort predikers. Wat waarheid regsny. Want wat help dit? Ons jaag die salwing na. Ons jaag al die wonderlik. Ons jaag die getalle. Maar die waarheid ontbreek. Dis tyd vir manne en vroue om waarheid reg te sny. Veral dit wat die afgelope 2 weke gebeur het. Almal het 'n opinie en baie sê ons mag verskil hê, ons mag verskillende sienswyses hê. Dis nie die waarheid nie. Daar's net een waarheid. Daar's net een liggaam. Daar's net een geloof. Daar's net een God, die Vader in almal, deur almal en tot almal. Daar's net een plek, jy sal die waarheid ken en dis net die ken van die waarheid wat jou vrymaak. Ons kort predikers, ons land, die liggaam van Christus, ons as die kerk, kort predikers. Want geloof kom deur die gehoor. En die gehoor is of deur die woord of deur die Bybel. Met ander woorde, dit wat jy glo, het jy gehoor. Kan ek maar vra, wat hoor jy? So 2 weke terug sê die Here vir my, jou 33 jaar, so 'n maand terug sit ek 3 uur, 4 in die oggend om die ure, en ek kyk so na my kantoortafel, en ek sê vir die Here, ek en my vrou het 33 jaar was dit my lewe. Die wêreld het eintlik by ons verby gegaan. Vir 33 jaar het ek in afsondering geleef as 'n voorbereiding. En ek weet nie of ek dit vir julle mag vertel hier. En dan kom sit nog 'n persoon daarso. En ek word besoek deur ander ook. Ek gaan julle name nou noem nie. En die een man wat daar sit, so ouerige man met so baard, is Paulus. Paulus. Ek ben 'n bietjie vasbyt hier waar ek nou staan. En hy sê vir my, ek hou jou dop. Want daar waar Paulus gestop het, dit wat Paulus nie kon bereik het nie, hy sê in Filippense 3, hy sê, al wat ek wil ken, ek wil u ken in die krag van die opstanding, en hy sê, ek het dit nog nie verkry nie, en ek het gesê, Vader, Paulus sê, hy het dit nie verkry nie, maar ek sê, ek het dit verkry, en Paulus sê, hy hou my dop. Daar's ander ook, wat by my lesenaartafel kom staan 3 uur in die oggend, dan sê hulle vir my, ek wou dit ook gepreek het. Ek meen, daar's 33 jaar die moeite werd, as God my ken. En so 'n week en 'n half terug sê die Here vir my, dis tyd vir ons bediening nou, om manne en vroue op te lei. Die tyd is nou gereed. En hy identifiseer mense. So as ek vir jou 'n WhatsApp stuur of jou bel en sê, die Here sê dit en dit en dit, soos iemand vir my sê, Pastoor Rudy, dis spyker op die kop. En ons begin Woensdag 10 uur begin ons met die opneem van boodskappe, waar ek uit my pad het gaan om jou te help, om die waarheid reg te sny, want die kerk, die liggaam van Christus, het nou manne en vroue nodig, om beproefbaar bevind te word, wat die waarheid regsny. So Woensdag 10 uur gaan ons opslaan, ons gaan dit opneem, as jy wil kom sit om saam te luister, en dit gaan 'n opleiding wees vir suiwer waarheid. So as ek vir jou laat weet en sê die Here wys dit en dit en dit, antwoord my eerlik. Daar is nie tekort aan salwing nie. Daar is nie tekort aan kerkgangers nie. Daar is 'n tekort aan waarheid. In die week maak baie mense stellings en die Here sê ek moet op Facebook iets sit.
Baie mense sê, ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Dis nie die waarheid nie. Die toekoms weet nie wat ons as die seuns inhou nie. Dis hoekom alles wat die laaste tyd gebeur het, met al die voorstellings en dinge wat moes gebeur het, wat in die ewigheid nooit sal gebeur nie. Want waarheid is nie 'n gebeurtenis nie. Waarheid is nie 23 September nie. Waarheid is nie 'n plek hemel nie. Waarheid is 'n persoon. Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die waarheid. Is 'n mens. Is 'n mens. Is 'n liggaam. As ek vanoggend vir jou moet vra, wie wat hier sit, is almal gered. Ek vra jou, wie is almal wat hier sit gered? Almal. Maar as ek so na ons as die kerk luister, is die meeste verlore. En dan moet ek jou vra, waarvan is jy gered? En weer eens, as ek dit vir die kerk moet vra, in die algemeen, gaan die meeste 'n plek noem. Hel, dat jy dit kan mis, om hemel te maak, en die ergste is, om hierdie waarheid te manifesteer, moet jy eers doodgaan. As ek nou vir God, my Abba Vader moet vra, 'n Vader wat gees is, 'n Vader wat volkome net liefde is, Vader, as ek sê gered, wat kom eerste in u gedagtes op? Weet jy wat gaan eerste in sy gedagtes opkom? As ek vra, antwoord my skielik, gered, redding, waaraan dink u? Wie wat gaan hy vir my sê? Hy gaan vir my sê, as sy huis, as sy woning, as sy tempel, as hy dink aan redding of gered, dink hy in 'n vleesliggaam. Dink hy aan 'n vleesliggaam. Ons weet, hy is gees, God is gees. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4. Ek gaan dit gou hier inbring sommer. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4. Hy is gees. En as ek moet vra, wat is redding? Gaan hy net manifesteer van opgewondenheid. 'n Huis, 'n tempel, want ek woon nie in 'n huis met hande gemaak nie. Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel is? Weet jy dan nie dat jy wat hier sit 'n ledemaat is van die vleesliggaam van Christus? Al wat hy in gedagte gehad het, toe dit kom by redding, is 'n vleesliggaam. Dis hoekom van die begin af het hy gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde met ons. Van die begin af was daar 'n waarskuwing. Wat was die waarskuwing? Moet net nie sterf nie, moet net nie doodgaan nie. Kyk wat sê 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie meer elke gees nie. 1 Johannes 4 vers 1. Ek wil so sê, geliefdes, glo nie meer elke woord wat jy hoor of prediking nie. Geliefdes, glo nie meer elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Sê gou vir my, 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 is jy uit God? Onthou Johannes 1 vers 13, wat nie meer uit die wil van 'n man, wat nie meer uit vlees en bloed is nie, maar wat uit God gebore is jy uit God gebore? En as jy uit God gebore is, glo nie meer elke gees nie.
Watter gees moet ons glo? Watter waarheid moet ons glo? Geliefdes, glo nie elke gees nie. Stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan, let so mooi. Hieraan ken julle die waarheid. Hieraan ken julle die gees van God waaruit jy gebore is. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees kom, is uit God. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees kom nie, is nie uit God nie. En dit is die gees wat julle van gehoor het, dat hy kom. En hy's nou al in die wêreld. En dit is die Antichrist. As jy wil wees by waarheid, moet jy glo. God as gees, uit wie jy gebore is, kan alleenlik as waarheid geopenbaar word, sigbaar in 'n vleesliggaam. As dit nie so is nie, as jy glo in 'n plek soos hemel, as jy glo in 'n gebeurtenis soos die wegraping, is jy anti-Christus, is jy anti die openbaarmaking van God sigbaar in vlees, 'n huis, 'n woning, 'n tempel. Daarom met die opstanding. Wat beteken opstanding? Opstanding beteken die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Opstanding beteken ook die ommekeer van 'n bewustheid. Met die opstanding is gedemonstreer, is gemanifesteer. Hoe lyk 'n geredde? Toe Jesus Christus opstaan as verheerlik, toe openbaar hy aan ons, hoe lyk die manifestasie van redding as uit God gebore? Glo nie meer elke gees nie. Glo nie meer elke waarheid in aanhalingsteken nie. As jy nie gaan glo dat die gees wie wat God is geopenbaar word in 'n vleesliggaam sigbaar as verheerlik, en met die opstanding was dit die ontdekking van hierdie geestelike waarheid as geen dood nie, is jy anti die redding, die Christus. Hoe verskriklik. Ons kan byskryf by opstanding, ek moet spasie los, ons kan nie byskryf wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Wat beteken wedergeboorte? Wedergeboorte beteken om herinner te word aan jou oorsprong. Wat is jou oorsprong? Uit God. Met ander woorde uit ewigheid. Om herinner te word aan jou oorsprong. Jou oorsprong is nie die rose nie, jou oorsprong is nie die fories nie, jou oorsprong is nie die kokers nie. God het hulle maar net gebruik as 'n begin, as geskape in vlees om jou hier te kry. En ons weet met die volheid van tyd, met die klimaks, met die hoogtepunt, toe hy uitroep, dit is volbring. Toe manifesteer hy 3 dae later, as eersgeborene uit die dode, die hoof, die bewustheid, die denkwyse, en ons as vleesliggaam, die geredde. En ons opdrag nou is, en volgende Sondag gaan ek vir jou wys hoe, ons opdrag nou is, om die geredde te demonstreer op die aarde as die verheerliking opgewek. Geen siekte, geen sonde, geen dood. 'n vleesliggaam manifestasie. Ons demonstreer dit. As jy nog is, waar die meeste is,
was redding gewees, hel, hemel. En die hartseer is, dan moet jy wag. Kyk hoe naby was wedergeboorte en opstanding. Kyk hoe net vir interessantheid wat sê 1 Petrus 1 oor dit. Ek wil gou dit inbring. Dan wil ek gou die tydlyn regtrek. Sê tydlyn. Want ons sal die waarheid ken en dis die waarheid wat jou vrymaak. Dan gaan ek gou vir julle tydlyn inbring hierso ook. Is dit reg so? Want ek wil vandag vir julle wys wat beteken dit om gered te wees. Wat beteken redding? Kyk hoe wat sê 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte, ons kom herinner dit aan ons oorsprong, as 'n geskenk, tot 'n lewende hoop. Hoe? Deur die opstanding van Jesus Christus. Sê saam met my, dit was 'n lewende hoop. OK, ek soek jou volle aandag nou. Jy sê, ons gee 'n groot tree vorentoe. Vir Petrus was dit 'n lewende hoop. Want ons weet mos, ek moet die tydlyn regtrek gou. Ons weet mos daar was die wet. Ons weet mos daar was die psalms. Ons weet mos daar was die profete. En ons weet dit alles, ek het in die week gesê, dit alles was tot op Johannes die Doper. Dit was nie tot op 2025 nie. En ons weet Johannes die Doper het Jesus Christus, die woord wat vlees word. Kom ons skryf hier so die woord wat vlees word, kom voorstel. Sodat hy aan ons kon openbaar die ware jy. En ons weet, hy het alles hier kom volbring. Maar ons weet hierdie ongehoorsame Jode, ons weet hierdie ongehoorsame Jode was vir 40 jaar na die kruis. Hoekom 40 jaar? Want hy sê in Matteus, in Lukas, in Markus sê, hierdie geslag, hierdie ongehoorsame geslag, hierdie ongehoorsame generasie, het nie geglo dat dit is volbring nie. Toe gaan 40 jaar verby, en hulle hou aan met hulle offers, en ons weet 70 na Christus, was daar vir hulle 'n einde, en ons weet dit was met 'n verwoesting. Hoekom 40 jaar? Want 'n generasie is 40 jaar. Nie 2025 jaar later nie, 40 jaar. Hoekom moes God 'n einde bring aan hulle sisteme? Want God het in gedagte gehad alle mense. God het in gedagte gehad alle mense, en toe gebruik God mos die Jode Israel, hierdie ongehoorsaames, en ons weet op die kruis het die heidene, of die Bybel praat van die ander nasies, het almal hier ingekom. En die Jode moes almal hier inkom. Maar omdat die Jode ongehoorsaam was, het 40 jaar verby gegaan as die einde van die generasie, en 70 na Christus is alles herstel. Maar ons na 2025 jaar kom ons as die kerk, nou wag ons vir die einde en hierdie verwoesting. Wat het God in gedagte gehad vir die ander nasies, die heidene en die Jode? Net vir interessantheid gou. Kyk hoe wat sê vers 4 gou. Ek gaan dit lees. Vers 4 sê, sodat ons, 1 Petrus 1 vers 4 sê, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry. Ek soek jou aandag. Wat beteken dit 'n erfenis wat nie kan vergaan nie? Wat beteken dit 'n erfenis wat nie kan vernietig nie? Wat beteken 'n erfenis wat onverganklik, onverderflik is? Dit beteken 'n erfenis met geen dood. Dis al. Kyk op die bord. Jy's opgewek. Jy's opgewek in jou erfenis. Kyk op die bord. Hoe werk 'n erfenis? Hoe werk 'n testament? As iemand 'n testament uitmaak aan iemand, oom Koos het sy testament uitgemaak aan sy seun Piet. Sê vir my, moet Piet doodgaan om te erf? Of moes die testamentmaker sterf, oom Koos? En toe oom Koos sterf, toe oom Koos dood is, toe sy erfenis Piet se. Maar weet jy wat doen Piet? Piet sê, dit kan nie wees nie. Piet sê, ek wag nog. Piet sê, dit kan nie wees nie. Ons wag vir 'n einde. Ons wag vir 'n verwoesting. Kyk op die bord. Toe die testamentmaker Jesus Christus sterf, en dit is volbring,
Dus jou erfenis uit God, 'n vleesliggaam, as erfenis, sigbaar. Hoekom sien ons dit nie? Hoekom beleef ons dit nie? Ons lees 1 Petrus 1 vers 3. Ons lees dit as 'n lewende hoop. Ons lees dit as 'n hoop. Wat is 'n hoop? 'n Hoop is 'n afwagting en 'n verwagting waarvoor ons wag. Kyk op die bord, sê regstelling. Sê maar dit was vir Petrus 65 na Christus 'n hoop. Want 70 na Christus as die einde van hierdie generasie is ons in ons erfenis, is ons in die oorsprong van ons begin, as die sigbaar word, as die demonstrasie, as die geredde. Dis nie vir ons 'n hoop nie. Sê as jou tydlyn en jou konteks uit is, manifesteer jou waarheid nie. Dit was vir Petrus 'n hoop. Rudy is die openbaarmaking as die ware, die sigbaar word. Hier staan hy. Sien julle hoe word daar vir ons, dankie Martha, gelieg. Sien julle hoekom het ons land manne en vroue nodig om die tydlyn en konteks en waarheid reg te trek. Wat het God in gedagte gehad met die ander nasies, die heidene en die Jode? Die Bybel praat van net een, daar's net een nuwe mens. Dis hoekom God moes deel. Dis hoekom God moes deel met hierdie generasie. En dat hy kom deel, omdat hulle dit nie geglo het nie. En die verwoesting was nie God nie. Deuteronomium sê, omdat hulle nie geglo het nie, het die vloeke van die wet hier op hulle gekom. Maar wat het God in gedagte gehad? Kom ons bevestig dit gou. Kyk gou wat sê Efesiërs 3 net vir interessantheid. Ek lê eers 'n lekker fondasie. Kyk wat sê Efesiërs 3. Efesiërs 3. Ek lê 'n lekker fondasie. Vers 3 sê Paulus, dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Wat was dit? Vers 6, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. So as jy vir God vra redding, wat het God in gedagte? 'n liggaam. 'n liggaam. Halleluja. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik nie? Nou moet ek gou vir jou wys, hoe dink ons, hoe redeneer ons? Want ek gaan 3 verskillende reddings gou vir jou uithaal. En as jy daai redding nie in tydlyn en konteks reg het nie, gaan jy wag vir iets wat nie gaan gebeur nie, of jy gaan wag vir iets soos Piet, die plaas is joune, dit kan nie wees nie. Dieselfde effek. Daarom sal jy net die waarheid ken, en dis die ken van die waarheid. Luister kerk, dis nie die ken van waarheid wat jou kan vrymaak. So as jy nie met waarheid besig is nie, is jy nie vry nie. Al kan jy hoe oulik halleluja, of hoe oulik bid. Hoor julle wat ek sê kerk? Hoor julle? As ek vir die kerk moet vra, wat is redding? Wat is gered? Gaan hulle hemel en hel voorhou. Hemel is nie eers 'n evangelie nie. Hemel is 'n plek van bewaring. En dit was gewees. Jy sê, Here, moet ek dit goed sê? Ja, ek moet dit goed sê. Dit was gewees voor Efesiërs 1 vers 9. Want Efesiërs 1 vers 9, Efesiërs 1 vers 9, met die volheid van tyd. Met die volheid van tyd. Want hier was die ou tyd. En met die volheid van tyd, toe hy alles volbring, het hulle dit nie geglo nie, toe is hier vir hulle, die eindtyd. Hier waar ons is 'n nuwe lewe, 'n nuwe weg, 'n nuwe dimensie, as die openbaarmaking, die sigbaar word van ewigheid. En dis alles in 'n vleesliggaam. En jy's reeds die liggaam van Christus. Jy's dit reeds. Jy's reeds erfgenaam, Romeine 8:17. Jy's reeds erfgenaam van God. Meer nog, jy's reeds mede-erfgenaam van die opgewekte, verheerlikte Christus, sodat jy as die liggaam saam met hom in heerlikheid geopenbaar kan word sigbaar. Hier is die demonstrasie van die geredde.
Weet julle wat moet ons doen? As ons kamp hou, as ons konferensies hou, as ons tentdienste hou, moet ons nie vir mense gaan vertel hoe verlore hulle is nie. Ons moet vir mense gaan vertel hoe gered en hoe geliefd hulle is. En ek gaan nou by dit kom. Kyk gou wat sê Handelinge 2:40. Ek gou vir jou verskillende verwysings wys van gered. En dan gaan ons uitkom by wat beteken dit om 'n geredde te wees? Wat beteken gered? En waarvan is jy gered? Want al wat God in gedagte het is 'n vleesliggaam. 'n tempel, 'n huis, 'n woning, 'n begeerte, 'n rusplek vir ewig. Kyk wat sê Handelinge 2:40. Ou Petrus sê, en met baie ander woorde het hulle besweer en vermaan en vir hulle gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Kyk op die bord. Net so voor Jesus se verskyning was daar ons Matteus, daar was Markus, daar was Lukas, ek maak sommer afkortings, en daar is Johannes. Wat het hulle gedoen? Hulle het hierdie ongehoorsame Jode gewaarsku dat binnekort gaan die Messias, hulle koning van die Jode vir hulle kom, om die wet en psalms en profete als te volbring, want God het in gedagte 'n nuwe mens, God het in gedagte om nou te openbaar, wat is redding en wat is ewigheid. En hulle het hulle bes probeer deur die Ou Testament skrifte te gebruik, maar hierdie Jode was ongehoorsaam, en toe kom word die woord vlees, toe kom Jesus, en Jesus waarsku hulle ook. Waarteen is hulle gewaarsku? Hulle is gewaarsku teen hierdie verwoesting. Hulle was gewaarsku teen hierdie verwoesting. En nou kom op Petrus in Handelinge 2:40 en hy sê laat julle red. Met ander woorde, hier was 'n redding. Laat julle red. Nie van die hemel of hel nie, laat julle red van hierdie verkeerde geslag wat nie wil hoor nie, want 40 jaar later gaan daar vir hulle einde met 'n verwoesting wees. Hoe is hulle gewaarsku? Hoe is die wat gered was gewaarsku? Met ander woorde, daar was Jode wat 70 na Christus gered is. Maar hulle was nie gered om hemel toe te gaan nie. Hulle was nie gered om hel te mis nie. Hulle was gered van hierdie verwoesting. Hoe het hulle dit gedoen? Ek wil dit vir jou inbring dat ons die tydlyn en die konteks reg trek, want ons wil manifesteer die geredde. Kan ek maar? Ek geniet my lewe hierdie goed. Kyk wat sê Lukas 21. So daar was 'n redding. Waarvan was hulle gered? Van 'n verkeerde geslag. Heel iets anders. Jy moet dit weet, as jy dit weet, het jy moeilikheid. Wie wat doen die wegraping ouens? Hulle vat daai skrif en sê hulle, jy moet gered word van hierdie klomp sondaars. Dan gaan God jou kom wegvat, dan gaan God deel met die sondaars. Julle weet nie waarvan julle praat nie. Kyk wat sê Lukas 21 vers 20. Hoor wat sê hy nou? Hoor wat sê Lukas? Dr. Lukas. En Dr. Lukas het geskryf uit 'n dimensie, Lukas 1 vers 1, dit is daar in vervulling. Hy het geskryf uit 'n dimensie van dit is reeds in vervulling gebring. En wanneer jy Jerusalem deur lees omsingel sien, dan moet jy weet dat sy verwoesting naby is. Sê vir my, is dit iets in ons toekoms of was dit iets in hulle toekoms 70 na Christus? Dan moet die luister wat was die waarskuwing. Luister wat was Jesus se waarskuwing? Luister wat was die evangeliste se waarskuwing? Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Die wat in die stad is, moet uitgaan. Die wat in die buitewyke is, moet daar nie inkom nie. Want dit sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kon word. So wat was hulle redding? Wat was die redding om jou te red van hierdie verkeerde, ongehoorsame Joodse geslag? Die redding was dit. So 70 na Christus, as die Romeinse ryk Jerusalem inneem, die tempel word afgebreek vir woesting. As jy wil gered word, joetjie, vlug na die berge. As jy op die dak is, joetjie, moenie afklim nie. So wat was die redding van hierdie verkeerde geslag, om gered te word van hierdie verwoesting, 70 na Christus? Dan is daar ook 'n ander redding waarna verwys word. Kan ek dit gou vir julle wys? Is belangrik dat jy weet. Kyk wat sê Hebreërs 3 byvoorbeeld. Hebreërs 3 vers 6. Ek gaan binnekort 'n diep openbaring bring oor onverganklikheid. Wat God my gewys het, wat gebeur het 70 na Christus toe die tempel in die hemel oopgegaan het. Dat iets gebeur met my.
En dan moet ek jou help. Nie dat ek beter is as jy, of ouliker is as jy nie. Maar ek is net 'n man wat 'n passie het vir waarheid. En ek is nie bang om te sê wat ek moet sê nie. In liefde. In liefde. Kyk wat sê Hebreërs 3, vers 6. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vas. Ek heb die bord. Die Hebreërs skrywer skryf dit so 65, 68 na Christus. En hy vertel vir hulle wat hier is, hulle moet vasbyt, want daar is weer eens vir hulle 'n hoop. Daar is weer eens vir hulle hoop, en daar is vir hulle 'n redding wat wag. Daar is vir hulle 'n redding wat wag. Wat was hy redding? Van 'n verkeerde geslag en van hierdie verwoesting. Kyk wat sê vers 14 byvoorbeeld. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Wat was die einde? 70 na Christus. Nou kom ons vandag en ons sê, manne, julle, as jy wil gered word, moet jy vashou tot die einde toe. Watter einde? Watter einde? As jy die openbaarmaking is, as die begin van die ware. Kan ek maar vra watter einde? Want hier is geen einde. Want dit is ewigheid. Dit is belangrik dat jy goed weet. Anders gaan jy vir goed wag, soos ons afgelope 2 weke gehoor het, wat nie gebeur het nie. Nou, die Griekse woord vir redding, trek jou vollegigheidsgordel vas. Die Griekse woord is G4982, zozo. Dit beteken jy is gered van gevaar, jy is beskerm, jy is volkome gemaak, jy is gered van siekte, daarom, deur sy wonde is jy reeds klaar genees. Jy is gered van sonde. Wat was sonde? Sonde was 'n misvormde identiteit. Jy was gered van jou wanpersepsie van wie jy gedink het jy is, jou sondaar, in aanhalingstekens. Jy is gered van die dood. Jy is gered van onkunde, want my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Met ander woorde, om jou op die aarde te hou as volkome, is jy gered van alles wat jou dit weerhou. Want God het in gedagte gehad, 'n vleesliggaam op die aarde, die geredde. Nêrens hel of hemel of wat ook al nie. In Aramees beteken redding Hosanna, 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 om oorwinning te gee in hierdie wêreld soos van siekte, gevaar en die dood. Nou, dit wat jy glo, word jy, reflekteer jy. Ek en Annetjie mag ons hande opsteek, omdat ons dit glo, as die geredde, was ons meer as eenmal gered, uit die kloue van die dood, want, Romeine 8 vers 11 sê ons, dieselfde gees wat hom opgewek het, is dieselfde gees wat in ons is, maar kom ons trek gou die tydlyn reg, nie in ons hier om ons sterflike liggaam lewend te maak nie, in ons, want hy begeer is met jaloersheid as die liggaam, die tempel wat klaar lewend is. Met ander woorde, die waarheid van die woord, jou geloofsoortuiging en Heilige Gees werk saam. As jy glo, jy moet doodgaan om gered te word van hel, dat jy hemel toe kan gaan, is die volgende week mag jy nie mis nie, is die kans groot dat jou eie geloofsoortuiging gaan maak, dat jy in 'n motorongeluk, soos wat die kerk sê, gehaal word. As jou geloofsoortuiging is, ek demonstreer die geredde, dan moet siekte, dan moet dood, dan moet vergaan, dan moet verwoesting my uitlos, want die woord wat ek hoor, wat geloof gee, dieselfde gees wat my geposisioneer het in my erfenis, werk saam
En die vleesliggaam, die tempel, die huis, word in situasies, in omstandighede, gered. Want ek demonstreer die geredde. Volgende week. Hoekom is dit so? Jesus gaan jou nie genees nie. Dis volbring. Dis jy as geredde. Wat moet demonstreer? Wat moet manifesteer? Jou genesing. As die openbaarmaking, God in vlees, die Christus. As jy nie hier is nie, dan maak jy disippels van Jesus. Ons maak volgelinge, want ons het nog nie uitgekom by volbring nie. Hier is nie disippels nie. Hier is nie konings nie. Hier is nie volgelinge nie. Hier is die waaragtige, die openbaarmaking van ewigheid af. God in gees, 'n vleesliggaam manifestasie, die heerlikheid. Hier is hy. Gee die Here 'n lekker lofoffer. En volgende Sondag, ons 'n boodskap bring, hoe demonstreer ons dit? Want volgens ons as die kerk, is die meeste nog verlore. Hoe verskriklik. Met ander woorde, wat beteken gered? Om oorwinning te gee in hierdie wêreld. Kyk na 'n paar voorbeelde. Kyk gou wat sê Matteus 8. Ek het 'n paar voorbeelde uitgehaal om dit te bevestig. Hallo oupa, klap lekker hande oupa. Oupa is lief vir jou. Kyk wat sê Matteus 8. Matteus 8:25. Onthou julle in die storm, Jesus, die geredde, lê en slaap vas op 'n kussing in die storm. Die disippels kom maak hom wakker. Hoor wat sê hulle? Matteus 8 vers 25. Daarom kom die disippels en maak hom wakker en sê: Here, red ons. Ons vergaan. Hy woordjie red is dieselfde woord Grieks. Sozo. Dis die woord wat God in gedagte gehad om 'n vleesliggaam te red. En Jesus sê vir hulle: waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see. En daar het 'n groot stilte gekom. Kyk op die bord. As jy nog nie by waarheid uitgekom het nie, en jy is na 2025 jaar by die eindtyd, gaan jy winde en storms gebruik om jou einde te bevestig. As jy die openbaarmaking is as Christus, dan sê jy vir die wind en die storm, raak stil. Die verskil, sien julle die verskil? En die skepping wag alles vir raak stil. Kyk wat sê vers 27, en die manne het hulle verwonder en gesê: wat vir 'n mens is hy? Sê saam met my mens. Kyk op die bord. Wat vir 'n mens is hy? Nou moet ek vanoggend vir jou sê, wat vir 'n mens is julle wat hier sit? Dieselfde mens. Sê 'n mens. Sê 'n vleesliggaam van 'n mens. Het God in gedagte gehad. Geen siekte, geen dood, geen gevaar. Want dis 'n koninkryk, dis 'n vrede sonder einde. As dit vir jou nie so is nie, ondersoek die gees wat jou voed. Want as daai gees nie sê, hierdie Christus mens word geopenbaar in vlees nie, is dit nie uit God nie. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Kyk nou nog enetjie, so groot, kyk wat sê Markus 3. Kyk wat sê Markus 3, hier's 'n grootte. Kyk wat sê Markus 3. Net gou vir interessantheid, toe God die geskape dinge gedoen het God die laaste dag, God het op die 6de dag die mens geskaap. Hy het alles geskaap en op die 6de dag. En toe volbring hy alles en toe begin hy as 'n 7de dag. Toe begin hy. Hy skaap die mens op die laaste dag en as die verheerliking as opgewek, die ware, die oorsprong, begin hy met hierdie mens. As net een nuwe mens. Maar toe hulle ongehoorsaam was, moes hy vir 40 jaar eers deel met hierdie generasie, sodat almal kan uitkom by die een nuwe mens. Daarom is ek en jy die begin van alles. Alles wag
vir die demonstreer, die manifestasie, as die geredde. Hoe lyk hy? As die seun. Kyk nou wat sê Markus 3, vers 1. Dis hoekom Jesus, ek soek vir almal se aandag, dis hoekom hulle Jesus wou met klippe doodgooi, want Jesus het op hulle Sabbat, Jesus het op hulle Sondag die genesings gebring. Hoekom het Jesus die siekes begin genees op die Sabbat? Want binnekort as hy opgewek word, is hy veronderstel om te wees, geen siekte, geen dood. Toe begin Jesus dit. Toe kom ons en sê, dit kan nie wees nie. Jy moet nou doodgaan om gered te word van hel, jy kan hemel toe gaan. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Kyk wat gebeur. Markus 3 vers 1. En Jesus het weer in die sinagoge gegaan, en daar was 'n man met 'n verdorde hand, en het vir Jesus in die oog gehou, of hom op die Sabbat sou gesond maak, sodat hom kon aankla. En Jesus sê vir die man met die verdorde hand, staan op in hulle midde. Jesus is soos Rudy. Ons gaan nou as prins doen om vir jou te wys, wat is waarheid. Vers 4. Daarop sê Jesus vir hulle, dis nou mooi, ons vind dit, wat is redding? Is dit geoorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen? Is dit geoorloof, is redding om 'n lewe te red, of om dood te maak? Maar hulle stil gebly. Wat is redding? Wat was Jesus se persepsie van redding? Om lewend te maak. Om lewend te maak. Daarom siek mens, daarom dooie mens. As 'n geredde, laat ons jou genees. Laat ons jou lewend maak. Dit is vir God. Dit was vir Jesus redding. Is dit beter om dood te maak, of as gered om lewe te maak, lewe te bring? Jesus se woorde. Nou baie interessant, wat was Jesus se persepsie teenoor sy Vader aangaande redding? Kyk wat sê Hebreërs 5. Kom ek wys jou wat was Jesus se persepsie oor redding. Kyk wat sê Hebreërs 5. Kyk wat sê Hebreërs 5. Kan ek 'n baie radikale stelling nou maak? Ons weet, hemel toe gaan is nie 'n evangelie nie. Jy gaan ook nie hemel toe omdat jy glo nie, jy gaan hemel toe omdat jy doodgaan. Kan ek 'n radikale stelling maak? As jy doodgaan, en jy keer terug na jou oorsprong, is dit nie die demonstreer van redding nie. Jy gaan eintlik, want jy verloor jou vleesliggaam. God verloor sy tempel, sy huis. Jy gaan eintlik hemel toe, as 'n ongeredde. Toe ek dit sê, toe skrik jy. Toe sê jy, maar my pa is nie in die hel nie. Wie het gepraat van hel? Daar vang ek jou. Daar vang ek jou met 'n lus. Jy is nie besig met waarheid nie. Daar vang ek jou met 'n lus. Kyk, Jesus sy oortuiging en persepsie van wat is redding. Hebreërs 5 vers 7. Jesus wat in die dae van sy vlees, gebede en smekinge, met sterk geroep en trane aan sy Vader geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit sy angs. Wat was Jesus se redding? Om die derde dag op te staan uit die dood. Wil jy weet hoekom onder andere? Kyk wat sê Hebreërs 7. Kyk wat sê Hebreërs 7:25. Hier's 'n grootte. Sê vir die ou langs jou, hier's 'n grootte. Vers 25, daarom kan hy ook volkome red. Sê volkome red. Wat beteken dit om volkome gered te wees? Geen siekte, geen verwronge identiteit, geen dood. Geen gevaar. Dis wat beteken. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Ek soek jou aandag. Dit was nie vir ons nie, dit was nie vir hierdie nie, dit was vir hulle. Hoekom moes hy as hoë priester vir altyd leef, om vir hulle in te tree? Hoekom moet hy vir altyd leef om vir jou in te tree? Want God het in gedagte gehad, dat jy vir altyd moet leef. Waar? Want redding gaan van God oor 'n vleesliggaam. Kyk hoe verskriklik is dit. Daarom kyk gou wat sê Johannes 3 oor dit. Kyk gou wat sê Johannes 3, vers 16. Johannes 3 vers 16 sê iets moois. Ek gaan gou 'n bietjie koeldrank drink. Ontvang julle iets? Ek gaan nou vir jou baie groot vraag vra. En as jy te bang is om te antwoord, is dit oukei.
Hoor nou wat sê Johannes 3 vers 16. Vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel, skuldig te bevind nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Gered kan word van wat? Sonde, siekte, dood. Gered kan word van 'n verkeerde geslag, gered kan word van die wet, psalms en profete, want God het 'n gedagte gehad van ewigheid af. Die ware. Kyk wat sê vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, luister nou mooi, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dit moet eintlik wees dat Jesus self, homself gegee het. Hy sê, ek lê self my lewe neer, en ek neem self my lewe op. Hoekom? Hoekom? Sodat elkeen wat in hom glo, luister mooi, sodat elkeen wat in hom glo, hel kan mis en hemel toe kan gaan. Wat staan daar? Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore. Wat beteken verlore? Nie vergaan, nie verderwing, nie dood mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So wat is nou die ewige lewe? Is die ewige lewe om dood te gaan, hel mis hemel, of is die ewige lewe om nie dood te gaan nie? En jy die mag. Sê jy die mag. Sê ek demonstreer hy mag. As geredde. Is dit nie groot nie? Kyk gou wat sê Lukas 9 oor dit. Kyk gou wat sê Lukas 9 oor dit. Wat is die redding? Jy is gered van gevaar. Jy is gered van alles wat jou wil wegvat van die aarde af. Jy is gered van alles wat jou vlees, liggaam, sy tempel, sy huis wil vernietig. Siekte, dood, sonde as 'n verbronge identiteit. Daar moet hy nie gekom, hy het nie gekom om te oordeel nie. Hy het nie gekom om jou skuldig te bevind nie. Hy het gekom om te red dit wat wil vergaan. Verlore dood. Nou is die vraag, so vinnige vraagie, so die jip uit. Is jy gered of moet jy gered word? Is net jy gered of is alle mense gered of moet alle mense gered word? Sê, dis klaar 'n probleem. Daarom kyk gou wat sê Lukas 9:56. Want die seun van die mens het nie gekom om die mens se lewe te verderf, jou te kom haal of dood te maak nie. Maar hy het gekom om die mens se lewe te red. Nou hoe red jy 'n mens se lewe? Jy red hom van gevaar, jy red hom van siekte en jy red hom van die dood. Met ander woorde, 'n geredde mens word gered. As hy dood is, maak hom lewend, dan is hy gered. Stem julle saam? Sê julle Bybels, verstaan julle dit ook so? Verstaan julle dit ook so? Nou, kos vat 'n grootte. Die verlore siele moet inkom. Kos vat al die tente, kos vat al die, ek kyk hierdie week weer, dan daag 4000 mense op. Dit gaan oor verlore siele. Sê saam met my verlore siele. Sê vir my, waarvan moet die verlore siele gered word? As jy vir die kerk gaan vra, gaan hulle vir jou sê, hy moet gered word van hel, dat hulle kan hemel toe gaan, maar as hulle wil hemel toe gaan, moet hulle dood gaan. Wie wil weet? Waarvan word 'n verlore siel gered? Kyk gou wat sê Jakobus 5 vers 20. Martha, dit raak lekker hierso. Verstaan julle hoekom ons landpredikers kort, wat die waarheid kan regsny as beproefbaar gevind? Kyk wat sê Jakobus 5. Waarvan word 'n verlore siel gered? Vers 20. Jakobus 5 vers 20 sê, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar, wat is 'n sondaar? Die een wat die merk mis 'n verwronge identiteit van sy dwaalweg bekeer. Luister mooi, 'n siel, 'n verlore siel uit die dood sal red. Waarvan moet verlore siele gered word? Sê hardop. Hel of dood? Daar of hier? Moet ek sê einde of moet ek sê halleluja? Nou gaan ek julle 'n vraag vra. Hier is nou die vraag. Moet jy gered word? Of was jy nog altyd gered? Want, kyk op die bord. As jy sê daai ou is verlore, en dis 100 mense wat verlore is, en 100 mense moet hulle hart vir die Here gee om hom aan te neem, dan moet Jesus in werklikheid weer gekruisig word. Daarom is die opstanding en die erfenis alles uit, dit is volbring. Wat is volbring? Almal is reeds klaar
gered. Kom ons gee skrif. Kyk wat sê 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1. Kyk wat sê 2 Timoteus 1. Vers 9 gaan ek stadig lees. Vers 9 sê, wat ons gered en geroep het, moet jy of het hy? Met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, so dit was nie in jou vermoë nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat jou van ewigheid af, jy saam met my ewigheid af, in Christus geskenk is. Kyk op die bord, met ander woorde, van ewigheid af, was jy alreeds in Christus uit God, as jou oorsprong, geroep, en gered. Dus hoekom God moes kom deel met dit? Hy moes kom deel met dit om die ware te openbaar as sigbaar, die gered is, as een nuwe mens. Want God het in gedagte gehad, 'n huis, 'n liggaam, 'n vleesliggaam. So van ewigheid af, in Christus 'n geskenk, sê 'n geskenk. Dit was nie jou vermoë nie, dit was nie jou werke nie. Is jy gered en geroep. Hoekom? Kyk wat sê vers 10. Hoekom? Maar wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en lewe en onverderflikheid, dit kan nie meer vergaan nie, aan die lig gebring het, deur die evangelie. Hoekom was jy van ewigheid af in hom gered as 'n geskenk, nie jou werke nie, om te openbaar God se droom as 'n erfenis, onverganklik, onverderflik, geen dood, wat God van die begin af in gedagte gehad het op die aarde. Daarom het hulle gewaarsku, moet net nie sterf nie, moet net nie doodgaan nie. Want God het in gedagte gehad, 'n tempel, 'n huis, sy woning, 'n vleesliggaam, 'n mens, en hier sit die gereddes. Dis 'n probleem, dis nou moeilikheid. Kyk gou wat sê Efesiërs 1 oor dit. Ek moet dit gou inbring, ons ken dit, maar ek bring dit in vir ander mense wat dit nie ken nie. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Efesiërs 1 sê, vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Waar was jy al uitverkies? Waar was jy al gered voor die grondlegging van die wêreld as uit gees? Maar glo nie meer elke gees nie. Stel die gees op die proef, of Christus in vlees geopenbaar word. Hoor julle? Dat hy ons voorbeskik het, wie vir wie voorbeskik, jy of hy, dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy seuns vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Sê vir my, net die wat glo of almal? Ons gaan nou uitvind, hoekom glo jy? Hoekom moet jy glo? Ons gaan nou uitvind, hoekom? Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. Vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae van sy wil, na sy welbehae, wat hy homself voorgeneem het. Wat het God voorgeneem van die begin af? Dis 25 vers 8, God het voorgeneem, hy sal die dood vir ewig vernietig. Hy sal die trane en die smaad van almal se aangesigte afvee. So spreek die Here. Moet hy of het hy? In Jesegiel 37 sê, hy sê, ek sal my gees in julle sit, om julle lewend te maak. Ek sal julle uit julle grafte laat opstaan. Jesegiel 18 sê hy, ek het geen behaag in die dood van 'n mens nie. Hoekom wil jy doodgaan? Bekeer, draai jou tot my en kies lewe. Wat was God se voorneme van die begin af? Geen dood, geen vergaan, geen verderwing. En nou is ons hier begin as die ware, die demonstrasie, as die geredde een. Met ander woorde, ons sal moet, dat ander kan sien en weet hoe lyk 'n geredde. Lig van die wêreldbediening. Dis hoekom in die bediening, het ek nog nooit iemand begrawe nie, in 33 jaar, wat in die bediening is. Wat nie van mense wat kom en gaan nie. Dis wat ek glo, as 'n geredde. Ek maar vra, wat glo jy as 'n geredde? So wat het God voorgeneem? Geen dood. Vers 10, om die volheid van tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof van Christus te verenig, in hom en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, dat ons van tevore verordineer. Wat beteken verordineer? Voor die tyd reeds besluit, Romeine 8:29, ons is verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van die eerstgebore en die dode. Hy die hoof, ons die liggaam. Dis klaar afgehandel, God het klaar besluit, dis hoe het gaan wees. Nou, as dit net die ken van waarheid, wat jou vryheid gaan gee, my vriend. Dan sê vers 14, wat die waarborg is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos. Wat is sy eiendom? Die aarde behoort aan die Here en die mens daarop.
Psalm 37:29 sê, die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Die gereddes gaan vir ewig op die aarde woon. Matteus 5:5 sê, die sagmoediges, salig is die sagmoediges, hulle gaan die aarde besit. Hier staan die gereddes, hier sit die gereddes. Gered waarvan? Het hy homself dit voorgeneem? Nou is die vraag, moet jy gered word? Of was jy van ewigheid af volgens God gered? En hoe kry jy nou toegang tot hierdie redding, wat moet sigbaar word in 'n vleesliggaam, want jy is die vleesliggaam van Christus, onderling lede. Hier kom ons sleutel. Hoe? Kyk ons in Romeine 5. Volgende week gaan ons kyk hoe demonstreer ons dit. Baie belangrik. Kan ek gou ietsie vir jou sê? Iemand bel my ruk terug en sê, daar's 'n ou klein seentjie, 2-jarige seentjie oorlede iewers. Hoekom het God dit toegelaat? My antwoord was, God het dit toegelaat, die liggaam, julle, het dit toegelaat. Kan ek 'n baie radikale stelling maak? Kan ek 'n baie radikale stelling maak? Wie is die ouetjie in Amerika wat geskiet was? Wat is sy naam? Charlie Kirk. Wat almal sê met waarheid besig was, as 'n koninkryksmanifestasie. Nou is my vraag, as die geredde, hoekom het hulle in Amerika, as hulle met die koninkryk en waarheid besig was, vir Charlie Kirk nie opgewek nie? Want volgens God was die laaste vyand in die koninkryk die dood. Dis waarheid. Verstaan julle hoekom ons so min is in die bediening? Verstaan julle hoekom ons so min is in die bediening? Ons is te ernstig met waarheid. Maar dis my vryheid wat ek geniet. Die vraag is, moet jy gered word of is jy gered en hoe kry jy toegang? Kyk wat sê Romeine 5 vers 1. Vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof, uit sy geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Vers 2, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry tot hierdie genade waar ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid. Kyk gou toe Paulus dit skryf. Paulus het dit hier geskryf het van 'n hoop. Ek en jy wat hier is, dit kan nie meer vir ons 'n hoop wees nie. So wat gee my toegang tot my redding, wat 'n manifestasie gaan word as sigbaar, dit waarvan ek oortuig is as glo. Met ander woorde, die ou wat dit nie gaan glo nie, die ou wat nie gaan hierdie oortuiging het as geloof nie, sal die waarheid, die manifestasie as geredde op die aarde in 'n vleesliggaam, geen dood en siekte, nie beleef sien en ervaar nie, want jy het nie toegang tot dit nie, omdat jy dit nie glo nie. So dalk het die meeste mense toegang tot die dood en hel en die hemel, omdat hulle dit glo. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. En jou geloofsoortuiging manifesteer altyd as die woord wat vlees word, as jy besig is met vryheid as waarheid. Met ander woorde, toe jy in hierdie bediening inkom, toe jy toegang deur geloof. Romeine 10:17 sê, hoe kry jy die geloof? Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. Onder watter woord sit jy? Wat hoor jy? Kerk, wat hoor jy? Want dit wat jy hoor, gee jou toegang tot dit waarvan jy oortuig is. Nou is die vraag, hoe kry jy hierdie geloof? Hoe word dit vir jou gegee? Dis iets wat jy moet hoor en dis 'n woord wat uitgaan, 'n woord wat vlees word. Hoe werk dit, Rudy? Vertel vir my, Rudy, hoe werk dit? Kyk wat sê Romeine 12. So jy moet glo as oortuiging om toegang te hê, sodat dit kan sigbaar word op die aarde in 'n vleesliggaam as die geredde. Halleluja! Kyk wat sê Romeine 12 vers 3. Vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toedeel. Hoekom, kyk op die bord, hoekom gee God jou die geloof? Hoekom is dit in jou eie vermoë nie? Weet jy hoekom gee God jou die geloof as 'n geskenk? Want voor die grondlegging van die wêreld, van ewigheid af, was jy alreeds in Christus in hom gered.
En toe besluit God, maar wag, ek gaan hulle help dat dit sigbaar word in 'n vleesliggaam. Ek gee hulle die toegang as oortuiging. Geloof. Daarom kom hierdie geloof, hierdie toegang kom deur dit wat jy hoor. Glo nie meer elke gees nie. Glo nie meer elke woord nie. Stel dit op die proef. En as jy nie glo wat jy vanoggend hoor, dit word in 'n vleesliggaam op die aarde geopenbaar nie, is jy anti-kris. Is jy die anti-kris. Jammer kerk. Kyk hoe lief het God jou. Kyk hoe ernstig was God. Kyk God se begeerte. Kyk God se rusplek, jou vleesliggaam, dat God jou van ewigheid af reeds in Christus uitverkies het, gered het. Dit was nie jou vermoë nie. En dat God besluit het, wag, ek gaan 'n man oprig, Rudy Roos, sodat hulle onder 'n woord kan sit, sodat hulle kan oortuig word en kan toegang hê, sodat hulle as gered is en hulle liggame kan beleef. Wat is redding? Woe! Daarom het dit altyd gesê, die dood se, maar ek sê dit nie meer nie. Ek is gered van dit ook. Ja! En niks en niemand kan my stop nie. Dis nou wil ek die perre opsaal hierso. Sê almal, sê vir jou langs jou, Rudy, raak rustig. Luister mooi. Jy is nie gebore op die aarde om te lewe nie. Omdat jy reeds lewe van ewigheid af as uit hom as geredde, is jy gebore op die aarde om hom te openbaar as sigbaar in vlees, 'n liggaam, sy lewe. Sy lewe. Jesusie, dis mooi. Dis 'n mooi stelling. Johannes 1:13, wat nie die wil van 'n man of uit vlees en bloed nie, maar wat uit God gebore is. Nog 'n mooi stelling. Jy word nie gebore met 'n eindbestemming nie. Want God het nie 'n eindbestemming nie en die geredde het nie 'n eindbestemming nie, geen dood. Jy word nie gebore met 'n eindbestemming nie, omdat jy alreeds sy eindbestemming is as dit is volbring, as jy gebore as sigbaar, hy die begin, dit is volbring. Daarom Romeine 11:36, alles was uit hom, alles was deur hom en alles sal wees tot hom. Hier staan hy. Halleluja. Is dit nie mooi nie? NB, sê saam met my NB die sleutel. Hier kom dit. Dan moet jy mooi luister. As jy nie geluister het nie, moet jy nou luister. Wat het Jesus hier kom doen? Hy het net aan ons kom openbaar wie die ware is. Met ander woorde, hoe meer en meer ek by die openbaring uitkom as ware, hoe meer en meer is dit nie meer nodig nie, hoe meer en meer manifesteer ek die direkte, die suiwer, die sigbare. So daar's baie goed in die Bybel wat nie meer op my van toepassing het nie, omdat ek die tydlyn en konteks aan plek sit. Want dit is volbring. Sê jy se sleutel, nou moet jy mooi luister, jy se sleutel, ek is amper klaar. Kyk wat sê Lukas 19. Wat het hy hier kom doen eintlik? Het hy kom red die wat verlore was, of wat het hy kom doen eintlik hier? Kyk wat sê Lukas 19. Lukas 19 vers 10. Lukas 19 vers 10, dan moet jy mooi luister. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red. Wat staan in jou Bybel? Met ander woorde, hy het nie gekom hier om te soek. Hy het nie gekom hier, ek soek 'n ander kleur. Hy het nie gekom hier om te soek wie verlore was nie. Hy het gekom om te kom soek dit wat. Nie 'n wie nie, want die wie was alreeds van ewigheid af 'n geskenk. Maar wat het hierdie mens, wat het al hierdie mense weerhou van hierdie redding? Die wat. Wat was die wat? Ons is die 1:21. Die mens was in sy sinne, in sy identiteit, in sy bewustheid, want dood is 'n denke, bewustheid ding verlore. Hy het gekom om die mens te kom red in sy bewustheid, daarom word vernuwe in die gees van jou gemoed. Jy is die openbaarmaking as die ware. Die mens het verlore dood gegaan, nie omdat hy wie was nie, omdat hy wat, denke, bewustheid, sinne verblind was, 'n bedekking tot vandag toe. Hy het dit kom red. Want die wie was van ewigheid af gered.
Daarom kyk gou wat sê Efesiërs 4 oor dit. Dis hoekom soek jou aandag. As jy met waarheid besig is, en jy hou 'n tentdiens, gaan jy nie om verlore siele te red nie. Jy gaan om aan siele te openbaar, die ware wie hulle eintlik is, as die geredde. Nie as verlore nie, as geliefd, dat hulle die waarheid kan hoor, dat hulle kan oortuig en geloof kry, dat hulle geloof hulle toegang gee, dit kan sigbaar word, as gered. Halleluja! Halleluja! Dan kom ons met ons wegraping teorie, God kom haal die gereddes, so die ongereddes mee gedeel kan word. Wat 'n ongeredde? Matteus 5 sê, hy laat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. So wie's nou gered en wie's nou nie gered nie? Al verskil is, ek weet as verlig, volgende week, ek het oortuiging, ek het toegang. Die ou daarso, weet nie, in sy garage, staan 'n splinter nuwe Mercedes nie. Hy weet dit nie. Dis al verskil. Dis hoekom Paulus sê in Efesiërs 1:17, hy sê ek bid vir julle vir verligte oë van die verstand, vir 'n gees van wysheid dat jy net kan ontdek wie God is, sodat jy kan sien hoe God jou sien, jou geredde, dat jy kan oortuig word en jou oortuiging gee jou toegang dat dit kan sigbaar word in sy vleesliggaam as die geredde. Gee die Here eers nog 'n lekker lofoffer vir dit. Daarom kyk gou wat sê Efesiërs 4. Is dit nie mooi nie? Efesiërs 4:17. Ek is amper klaar. Ek het langer gepreek, korter gepreek, is ek op my tydperk. Efesiërs 4:17, dit sê en ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed. Sê verdwaasheid van hulle gemoed, sê onkunde, sê bedekking. Sê hulle weet nie, sê onkunde. Dit is so mooi wat sê vers 18, mense wat verduisterd is in die verstand, sê verduisterd in die verstand en vervreemd, oogats en vervreemd van die lewe van God. Oogats, dit is die lewe van God. Ek is die huis, die tempel, die woning, die manifestasie. As jy sigbaar word, die verheerliking as God in vlees. Alles wag nou vir my. Deur die onkunde wat in hulle is, maar weer die verharding van hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onreine te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewens wandel, sê onkunde, sê onbewus, sê denke was, vyfsintuig denke, nie die Christus denke nie. Die ou mens moet aflê, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, as die nuwe mens, in ware geregtigheid, en heiligheid. Halleluja. Sê vir my, in hierdie bediening, hier kom op met dinge, of jy net kom uitvind wie jy is. En toe jy uitvind wie jy is, toe kry jy toegang die jy geloof, en toe wil jy ophou met dit wat jy nie is nie. Is dit korrek? Dis redding. Dis redding. Dis redding. Sê, 'n denke bewustheid. Sê, hy het nie wie kom red nie, hy het die wat kom red. Sê saam met my die wat. Sê saam met my daarom. Kyk wat sê, en ek sluit af. Kyk wat sê Matteus 27. Kyk wat sê Matteus 27. Kyk wat sê Matteus 27 vers 33. Kyk wat sê Matteus 27, 33, en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Waar het hulle hom gekruisig? Hele oupa, kyk hoe dit sy hande, ouma het sy hande geskryf. Waar het hulle hom gekruisig? Op Golgotha. Sê saam met my Golgotha. Wat beteken Golgotha? Plek van die hoofskel. Sê plek van verwronge bewustheid. Sê plek van verwronge identiteit, denke, bewustheid, hoofskel. Die vroeë kerkvaders beweer dat Adam was op dieselfde plek begrawe. Sê hoofskel. Sê verwronge identiteit. Daarom het hy kom red die wie nie. Hy kom red die wat. Is dit nie mooi nie? Sê weer hoofskel. Daarom kyk gou wat sê Romeine 8 oor dit nou. Kyk gou wat sê Romeine 8 oor dit. Hoekom hou jy hom langer in jou arms en nie die ander boetie nie? Die antwoord is dit, die ander boetie is 3 keer swaarder as hy.
Dis maklik om die arms te hou, as die ander moet nie. Dis die rede, dis die enigste rede. Hey, papa is lief vir jou. Sê hoofskerel. Ek wonder hoekom. Sê plek van verwronge identiteit. Sê die wat gered moes word. 'n denke bewustheid. Prys die Here vir dit. Jou geredde ding. Begin nou dink soos 'n geredde ding. Dis al. Gaan vertel vir die wêreld. Hey, dink soos 'n geredde. Dink soos wat God van jou dink. En die lewe gaan verander en alles gaan verander. Kyk eens in Romeine 8. Vers 6. Hoekom hoofskerel? Want wat die vlees bedink is dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap was teen God. Hoekom was dit 'n vyandskap? Want God kan homself nie openbaar as ewigheid in 'n vleestempel liggaam nie, want vleestempel liggaam het dood gegaan as gevolg van 'n bewustheid. Daarom het hy nie die wie kom red nie, hy het die wat kom red. Vers 2. Want die wet van die gees van lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Daarom Romeine 5, ek maak klaar, ek is klaar. Romeine 5 vers 18, hoor gou mooi. Hulle beweer Adam was begrawe dieselfde plek hoofskerel. Daarom moet hy kom red. Die wat? Daarom kyk ons in Romeine 5 vers 18. Daarom dan net soos deur een misdaad Adam vir alle mense tot veroordeling gekom het, soos deur een daad van geregtigheid vir alle mense, sê saam met my alle mense, tot regverdigmaking van die lewe. Wat beteken dit? Dit beteken, hy het net vir jou kom wys, hy het net kom demonstreer, wie jy nog al die tyd was, word net vernuwe, begin so dink, sodat dit kan sigbaar word, jou toegang, jou oortuiging, en God geopenbaar kan word in vlees, sy huis, sy liggaam as die geredde. Is dit nie mooi nie? Is dit nie fantasties nie? Is dit nie mooi nie? Daarom sluit ek af, 1 Timoteus 2. Ek sluit af met 1 Timoteus 2. Is dit nie fantasties nie, mense? Hoor ons in 1 Timoteus 2 nou? Vers 4, God wat wil hê, dat alle mense, sê saam met my alle mense, gered word. Sê vir my, moet alle mense gered word, of is alle mense gered? Nou vertel hy hoe, om te kom tot kennis van die waarheid. Dis al wat nie moet gebeur. Jy moes nie jou hartjie vir hom gee, dan nooi hom jou hart in nie. Jy moes net kom tot kennis van die waarheid. O, my goeie, dis wat God vir my dink nog al die tyd. O, dis eintlik wie ek is. Ek glo, mooi so, dan word dit sigbaar. Jou geredding, demonstreer my teenwoordigheid. Geen siekte, geen verwronge identiteit, geen dood. Geen gevaar, geen probleme. Dis jou redding. Liggaam van Christus, dis jou redding. In Aramees beteken vers 4, wat wil hê dat alle mense hierdie lewe moet hê, deur verander tot kennis van die waarheid. Dis al wat moet gebeur. Die Christus mens, jy as vlees is hierdie geredde mens. God in vlees, daarom volgende week, hoe demonstreer ek dan my redding as sy lewe geopenbaar in vlees. Amen. Gee die Here lekker lof oor vir dit.